Ja, 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 ja. En 'n lekker, hartlike goeiemôre vir jou. Het voel of ons 'n maand laas gepraat het mekaar. En ek was gister in 'n hofsaak, in 'n hofsaal. En dit was vir my verskriklik lekker. Die hofsaak, die spesifieke hofsaak. Ek het gister geluister na regsaake soos aangebied deur Ignas Kleinsmid op RSG. En die hofsaak het gehandel oor Jesus Christus. Of hy werklik gesterf het en of hy werklik opgestaan het. Nou hier's vir my die lekkerte. Volgens alle omstandigheidsgetuienisse kon die hof nie 'n ander uitspraak lewer as dat hy werklik gesterf het en werklik opgestaan het nie. Wow! Dit is vir my en jou as kind van die Here 'n geweldige pluspunt. Want nie net sou die hof verklaar het vandag dat Jesus gesterf en opgestaan het nie, maar dit beteken ook dat ek en jy 'n geloof in 'n werklike lewende God het, wat werklik vir ons die Gees van God nagelaat het as 'n vertrooster, wat werklik vir my en vir jou kan sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, wat werklik vir my en jou geloof betekenis gee. En ja, een van die getuies wat aangebring was juis Paulus wat gesê het, as Christus dan nie opgestaan het nie, te vergeefs glo ek en jy. Ek en jy glo nie te vergeefs nie. Ons geloof is 'n werklike geloof in 'n werklike gebeurtenis met 'n werklike God waarin ek en jy werklik onwrikbaar kan vashou. Prys die Here daarvoor. Dis wat die hofuitspraak in vandag se tyd in Suid-Afrika sou wees. Goeie nuus, goeie nuus. Hy het vir my gesterf. Goeie nuus, hy het opgestaan. Ek en jy kan 'n regte lewende verhouding met God hê. Is dit nie vir jou goeie nuus nie? Vir my is dit ontsettende goeie nuus. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U regtig 'n werklike lewende God is. Dit was die hofuitspraak. Amen. Jy moet sommer baie lekker dae hê, hoor. Bye bye.